Nadat die skool hulle versoek om Pride Maand te vier afgekeur het leerlinge van die hoërskool DF Malan hulle eie plan gemaak en tydens pouse 'n Pride insit piknik gereël. 'n Groep ouer seuns het die Pride piknik genader en 'n woordewisseling het ontstaan. Dit was, hoekom kry julle 'n hele maand of 'n spesiale dag, soos hoekom is julle, soos, hier is nie die plek, 'n skool is nie die plek vir LGBTQI mense nie. Ek was eintlik baie verbaas dat daar soveel hate in een skool kon wees. Ek het nie gedog dat dit so erg sou wees nie en dat mense so veilig voel om so lelike goed te sê. 'n Ouer met 2 kinders in die skool wat deel was van die Pride-vieringe, se identiteit word uit vrees vir viktimisasie weerhou. Die kinders hulle word nie net op 'n daaglikse basis nie, hulle word op 'n uurlikse basis word hulle geviktimiseer, name genoem, uitgejou. Hierdie gebeur op die skoolgrond, voor onderwysers in klasse. Daar is onderwysers wat hier aan meedoen. Daar is onderwysers wat hulle skuldig maak aan dreigemente. Die skool sê in 'n verklaring dat die voorval waarin daar teen LGBTQI-leerders gediskrimineer is verhoed kon word as hulle nie op die veld gaan sit het tydens pouse om 'n stelling te maak nie. Volgens die skool is onaanvaarbare opmerkings heen en weer geslinger. Want wat hulle doen is hulle sê vir hierdie kinders, wat gebeur het is julle skuld. En daar's geen poging om uit te reik na die kinders nie. Hy weier dat hulle 'n reënboog teken in die vierkant in Pride Month. Ek dink nie hierdie is 'n gesprek wat in 2021 pas nie. 'n Aanlyn petisie eis dat die skool om verskoning vra, dat daar teen homofobiese gedrag opgetree word en dat werk daarvan gemaak word om verdraagsaamheid te kweek. Ek kan eintlik nou op rekord gaan namens die skool en sê ons is vreeslik jammer oor dat kom ons sê maar dat die situasie gebestuur het op 'n manier dat dit tot hierdie geval gelei het. Roos sê die skool sal anders kyk na toekomstige aansoeke om Pride te vier. Diegene wat homofobies opgetree het sal gestraf word wanneer die ondersoek voltooi is. Nadine Tron, E-nuus, Kaapstad.